As jy nou hier ingeskakel is, dis Trouwens die Perekoppie, hallo. Hoe gaan dit met jou? Is jy alright? Is alles alright by die huis? Is alles alright by die huis? Ja, welkom hier man. Ek is bly jy data gekry en jy kan nou actually vir ons sien en Solomon, kyk. mense in die gesig. Die op Wil nou net sê, ek vat die mense in die gesig. Ek sê net ek moet baie data koop om op YouTube te kom want ek het so baie kinders, so ek is net bly dat jy ook hier is. Sy met project ons. otherwise. You know what I'm saying? Ek is eintlik positief en bly saam met jou. Ons celebrate die klein goedjies. Ja? Dis op YouTube. Hoorie, het julle dat hy backtrack move gesien? Hy het van my gat gegrawe, daar ingeval en homself probeer uittrek. Daai is kwaai gedoen. Hoorie, ons sit hier met 'n vrou wat geen bekendstelling nodig het vir ons audiences nie en nie vir ons mense nie, because hierdie vrou nee is nou al man, Sandy Schultz. Hoe lank is sy nou al bekend by ons hier in ons land? Ek praat nou nie van toe jy oor die waters was nie, maar dis Wel, ek is al 40 jaar in die bedryf. yeah, 40 jaar. Ek is 62. Ja, daai is hoe oud ek is. Nie 62 nie, maar 40 jaar. I mean, yeah, it's a lifetime. sal maar jy maar oppas, ek sien gate hoor. Nee, ek sê maar net soos wat ek hoor, 40 jaar in 'n bedryf Ja. en daar's so min mense dat we seldom celebrate this. Ja. Daar's mense wat 40 jaar in die bedryf is. I mean, this is legendary Met status. Trouwens die Perekoppie wil ons, want ek en Solomon sien onsself technically as kinders. So ons wil gaan sit by die voete van ons elders. Ja. En so om iemand saam met ons te hê wat al so lank al in die bedryf besig is, daai is vir my 'n baie hoopvol ding. Sure. Want vir enigiemand wat nou hier begin, wat nou of hulle hand begin slaan aan die socials, Mhm. of wat nou net hierdie bedryf betree en gaan, ag, is dit die moeite werd? Is daar 'n toekoms? Hier sit evidence. Sure. Van nie net 'n toekoms nie, Sure. maar ook van 'n present. Want sy is tans nog op hierdie moment. Hoorie, as jy nie vir haar volg op TikTokie, ek wil jou nou sê, Come on. you are missing out, né? Maybe Lewenswysheid. Ja. Sy deel haar hart daarso, jy kan haar ken as mens, want ons gehore. Dit is ook lekker om iemand te hê wat oor die 60 is op TikTok. You know what I mean? Wat weet hoe om dit te Sy gebruik. is nie net op TikTokie, sy is kwaai op TikTok. I mean. So, but what do you call those people who, like, you know, who go and they genuflect in front of you when you're walking, the praise singers? Yes, we are Yeah, your praise singers. That's us. That's us. Eloise, ek dink ek moet vir jou aanstel as my Yes. praise singer. I will gladly do it. Net another layer. Kyk waar hy sit ek hierso net. Hierdie Beulah outfit wat ek hier aan het. Jy prys dit haarself. Ja, Kyk, nee, jy nee, sien, nee. I mean, sy Nee, prys vir nee, jou. maar Sy wat prys jy vir my? No, you don't know what's running on here. So this is a Saj Schultz design, a Saz design wat ek hier aan het. Want die auntie het nog designer ook op haar CV. Oh wow. Lady in Once the upon a time. Onthou jy daai PS outfit wat ek aangehad het met Andre hulle? Ja. Daai pers harmpan Oh, aan wow. mekaar met Leiden But vibes. Eloise, I mean, you look great in anything. Well, Ek kan net 'n ding aan when you make good aangooi. things, I will wear it. En hier sê ek kan nie meer Ja. praat so nou haar designs auntie 10 man en toe maak ek my golden because sy's golden. Ja. En kyk net hoe goed lyk sy. Hoorie, ek wil vir jou opstaan maar die shot laat dit toe nie so ek gaan my Oh, man, ek weet waar my steekpunte is so ek gaan bly Oh, sit net. wow. Gaan maybe 'n foto op die socials vir jou sit. Maar weet jy, ek is so bly Sandy is hierso. Yes. Sandy, so ons draai met Trouwens die Perekoppie om obviously te praat oor die troudag. Yes. That's obvious, right? Ja. Maar wat ek en Solomon reg van die begin af vir ons vir mekaar gesê het. We also want to know what happens after that day. Want baie mense fokus so op Huwelik. by dag. Come on. They never prep for the life together where these two incomplete humans, hulle kom saam van verskillende backgrounds, in jou geval verskillende lande. So we have so much that's working in, en ek dink, ons weet ook, ek en Solomon nou teen hierdie tyd, en sommer net in general, ons kan na niemand se relationship kyk en gaan daai se ultimate, because dis tussen hy twee mense, Sure. né? And then it also moves, and it moves with the times, and it moves with your age, and it moves with seasons. So ek is bly just hier, because jy is deur baie in die laaste paar jaar. Ja, maar ek wil gou net backtrack en toe jy nou praat van die troudag en wat agterna gebeur. Ja. Toe dink ek aan die TikTok wat I went into a rabbit hole today. Come Want on. ek het 'n TikTok gesien van 'n
'n court case in Australia, waar die ou nou daarvan beskuldig word dat hy probeer het om sy vrou te vermoor. Oh my. En she is a nuclear scientist, okay? En hy What was he kwaad vir thinking? haar, toe vat hy haar op 'n hike en toe slaan hy haar op die kop met 'n rots. So dit is ook wat kan gebeur in huwelike. So ja, dit is nogal donker, Yo. maar It's the Ja. wild west. Maar daar. ook, Ja. ons praat baie min oor daai donker tye en donker dae van wat ons uitsit op TikTok en op die socials is. We're having a good time. You know, is net fun and games. Is lekker om getroud te wees. Moet men verkeerd verstaan nie. Maar Is maak hy lekker deur om toe. getroud te wees, but yes, close that door. You know, my vrou sê altyd 'n sekere ding van my wat ek nie aldag wil sê nie is dat ek laat die mense lag buite maar ek maak vir haar baie kwaad. Mense weet nie dat. And that's the truth, as die ding hartseer. is, die meeste komediante is eintlik verskriklik ernstig. Yes, hoor julle daar? Ek is 'n ernstige ou en dis die waarheid. Ja. Maar by die huis is moeilik om daai te hoor van jou vrou af omdat jy getroud is en jy weet hoe jy begin het, was dit vir jou nog as 'n ding om vir haar te laat lag en te laat sy voel en julle raak so eerlik met mekaar en ek is bly dat sy vir my sê wat dan vir my challenge as man om nie meer vir haar so kwaad te maak nie. Is menslik om mekaar kwaad te maak, maar ek gaan uit my pad uit meer om vir haar te laat lag as om. So daar was my seker iemand het sê wat gesê het, how do you show up to meet versus others? Maar 100%. wat ek hoor wat jy nou sê is, jy wil nog dit doen. Yes. Jy's nog bereid Yes. om aan te pas en vir haar te probeer gelukkig maak. Yes. Ek dink partykeer in 'n huwelik kom 'n mens so ver waar jy gee eintlik net nie om nie. Sure. Oh yeah. Man. We see Sure. that. En dan vra die ander Mm. persoon vir jou, dit is wat ek nodig het van jou. Mm. En Sure. jy's nie meer bereid Sure. om te Hey. doen wat daai persoon nodig Ja. het nie. Hey, So die feit dat jy nog bereid is om dit te doen, dis 'n goeie ding. Because ons raak so gewoond aan mekaar in 'n verhouding dat ons hoeveel sê bereis jy die, raak my sleg gewoond. yo man, dat julle Ons kan maar die huis, ons kan vir die mense, want ek dink wanneer ons in 'n multicultural wêreld leef en bly, daar's uitdrukkings wat ons as breinmense gebruik wat Mhm. ander mense nie altyd verstaan wat die origin is daarvan af, weet jy. En dis een van daai te raak eintlik sê ons is sleg gewoond ons gebruik 'n ander woord, maar ons wil dit nou bietjie PC hou, maar jy kan maar so imagine double K-sente y. So Yo, wat 'n Ja, ja, beskrywing. Huh? Ek moet nou, ek het ook amper 'n woord gesê en myself te terughou, maar ja. Verstaan? Kos ons probeer civilized wees, maar ek dink wanneer jy by daai plek kom wat jy nou van praat, Sandy, dan is die gloves af, van dan is die feeling gone. Yes. En ek dink dis 'n sad state in wat ons wil try met hierdie gesprekke, wat ons met verskillende mense het, wat met verskillende setups is om te prevent dat iemand daar kom. Ons het 'n terapeut gehad wat gesê het dit het my nog as die diepte in die bors getref, kos 'n mens dink nie so daaraan nie. Baie mense skei at the height of their love for each other. Because they love each other. Kan hulle nie meer aangaan soos wat hulle aangegaan het because hulle maak mekaar te seer. My wish for newlyweds is often, may you always want to make each other happy. Sure. Want as jy daar volgens leef, Sure. dat jy probeer om die ander persoon Happy. gelukkig te maak. As julle beide Yes. probeer om mekaar gelukkig te maak, Yeah. And you can. then you're willing to compromise, then you're willing to actually listen and adapt and compromise and ja. Ek het gehoor as julle min of meer dieselfde ding is om op te staan om te besluit om mekaar te dien, te serve, om die beste in mekaar te wil sien, te vergeet van gister, wie wat gesê het. En is Oeh, baie wat moeilik. moeilik is. Is Ja, baie ja. it's easier said than done. Very much. Maar We om carry those resentments. Jo, man, ek dink ek het 2 dae, 'n tydjie terug, het ek vir my vrou hoendervleis gekoop by Checkers. Vir my vrou gesê,
iets wat sy 3 dae terug vir my gesê het wat my nogals bietjie laat sleg voel het, maar ek het aangegaan en ek het die beste probeer sien die volgende dag en die dag daarna en nie in daai oomblik van gesê wat jy nou vir my gesê het my nogal seer gemaak wat ek dink by kere as ek dit vir daai oomblik gesê het soos baie kwaad gewees het vir mekaar maar ek Sal moes dit 'n dag maybe of geescalate 2 het. you know what I mean verwag het. Die ander ding wat ek dink is partykeer weet mens nie in die oomblik Yes. presies. You can't articulate your feelings in that moment. True. And you've got to walk away and go process, Ja. dink oor, Ja. okay, wat presies Sure. het nou daar gebeur? Wat presies is dit wat vir my so laat voel? Sodat jy dit kan artikuleer en dan oordra aan die ander persoon ja. wat jy nie in die oomblik Mm. miskien kan doen nie. Of maybe moet doen nie, want emotions, ek dink, Ja, dit laat but man you mos know, nie worry. There's also the thing about reacting and responding. As jy nou gaan reageer op wat die ander persoon gesê het, Yay. kom jy dalk van 'n donker plek af. As jy, if you respond, then you've actually taken the time to go, okay, that's what you just said. I think you've said that because you're feeling this particular way. And so maybe I can take all of that into account before I respond to you rather than Nee. En dan voor ons weet is ons by die divorce Maar daai is so waar en ek dink vir die luisteraar en kyker wil ek eintlik sê as van die goed wat ek geleer het oor die afgelope paar episodes en wat mense vir ons geleer het want ek weet in die verlede sou ek net reacted, not even respond, net gereacted en 'n negatiewe ding gesê het en van 'n donker plek af gekom het. En dan jy het to go back and fix You know? versus Ja. So vir die ouens wat nou kyk gaan luister van die episodes wat ons it voorheen. is worth it. You know what I Dis mean? baie worth Van it. ek het geleer beslis uit daai uit wat ek dink wat vir my 'n beter man maak. Hoor jy my vrou? Come on. Hoorie, hy kap in elke episode. Sien jy wanneer ek leer. maar dis hy ding van, count to 10. Kykie, Ja. pause. Like when you angry pause, when you ons moet net ons pause nie genoeg hê want alles is mos instant, ons wil alles nou plaas. Hoe moeilik is daai Eloise as iemand vir jou iets sê wat jou seer maak om te pause. Van jy wil iets Jy moet sê jouself wat train, man. nog wat daai persoon nog seerder gaan maak. Dit is baie moeilik om jouself Maar as jy jouself train en Yes. soos wat Sandy sê, as jy die ander persoon as jy die commitment tot mekaar het, ons gaan mekaar happy hou of happy maak. Ons gaan alles doen wat ons kan en die ander wat daar in daai union is, as jy lead van daai plek af, dan is dit nie so moeilik nie. Want dan is dit nie about me and what she's doing to me or he's doing to me. Dan is dit about the us. Okay. En soos hy sê, ons is hoorie, ek lag nou sommer so van een van die goed wat ek vir God enig wil vra is hul opposites attract vibe. What kind? What kind was that? Because jy gaan nie met iemand trou wat soos jy is nie. So dis hoekom dit nog moeiliker in hy moment is om te want jy gaan react soos wat jy nou sou wou gedink het. Maar dan is dit verkeerd. Because die ander mense is op 'n ander plek. Iemand anders wil dadelik konfront, dadelik skoonmaak, terwyl die partner gewoonlik sê, stop, give me a minute or two. Anyway, hoor jy genoeg van hierdie lekker wat vir my baie lekker is om jou hier te hê, Sandy. En as jy haar op TikTok volg, sal jy dele van hierdie storie ken. Hierdie man met wie jy getroud was. En dis nie uit keuse wat dit nie meer so is nie. Life had a different Kyk, ek was al 2 keer getroud. Okay, kykie, laat ek die woorde na bek sit. Kan jy hulle vir ons die hele trajectory van jou married life hier kom uitlê? Maar obviously praat ons van die tweede man. Ons praat nou van die tweede man, Ja, maar daar was nou hoor daar ons, was 'n okay. ander. Nee, daar was, ek het al vergeet, maar want ek fokus so op die. Vertel jy gou die storie, girl. Nee, ek was getroud met John Savage en hy is 'n Amerikaanse akteur en ek het Amerika toe getrek saam met hom en na 10 jaar wakker geskrik en gegaan, what am I doing? I'm living somebody else's life.
ek het letterlik wakker geskrik. Dis asof ek vir 10 jaar aan die slaap was. What? Kyk, die rede hoekom ek Amerika toe getrek het, was die trauma waardeur ek was hier. So, ek was nog besig om dit alles te verwerk. So, Okay. ek dink dit het my baie besig gehou. And when I reached a certain level of healing, it was like, hang on, To fit hy who the reality hell nie am meer. I? Mm. I have been living this other person's life, and it's time to get back to me. Sure. En dit is regtig die beste ding wat ek vir myself kon doen. En ek dink ek was 'n maand weg van 40 Sure. toe ek hom gelos het. En you know, En they jy say het hom gelos. ek het hom gelos, want ek het myself gekies. Sure. Ek het vir so lank sy lewe gelei en dit was tyd om my eie lewe te lei. En ja, ek kon nog daar wees and, you know, travel the world and go sit around on movie sets and hang out in Hollywood and be a kept woman, but it wasn't feeding me. Hy was nooit wie sy was nie. No, Mm-mm. it was time for me to carve out my own path and my own destiny. And also, ek's 'n akteur. Ek het vir 10 jaar daar gesit en die meeste van daai 10 jaar het ek gekyk hoe hy werk. Nee, daai soul destroying om jou partner te sien weer terwyl jy ook wil. Ja. En they say life begins at 40. Ek dink ek het Laszlo ontmoet toe ek 41 was. En Vertel ons van 'n ontmoeting. Hoe Maar het julle mekaar ontmoet? wag, voor die ontmoeting, daai is 'n kort. Want baie mense wat skei, ja, wat besluit okay, gaan aan, they actually take a long time before they open up again vir iemand nuut. Hulle dis asof hulle in hulle koppe het, as ek nog geskei moet ek eers gesond, maar jy was al klaar gesond die oomblik toe jy besluit het om te skei. So moving on wasn't the issue. no, because I wanted to move on. Mm. En ek dink ook dit het iets met ouderdom te doen. Ek was nog jonk en begeesterd. Come on now. Come on now. Come on now. Begeesterd ouens. Les vir die lewe. Ek was lus vir die lewe. Ja. En ek het onlangs vir in die laaste paar jaar iemand met wie ek gewerk het. Sy het deur 'n groot hartseer gegaan. En sy was nou 41. En ek het vir haar gesê, I'm telling you, I have had a whole lifetime Since then. since after I was the age that you are now. Sure. Don't give up. Sure. En daar het sy iemand ontmoet. Hulle het getrou, sy het nou 'n baba. Oh man. En she's happier than she's ever been in her life. So, Sure. Iemand moes vir haar gesê het wat vooruit gestap het, as okay, gee die volgende tree en jy daai vir haar gedoen. en ek het regtig nog 'n hele leeftyd geleef saam met Laszlo. Ons was 16 jaar saam, Sure. 12 jaar saam voor ons getrou het. Wow. So jy wou nie trou nie of Nee, eintlik nie. You know, ek wou eintlik nooit trou nie. Ek het nooit die droom van die wit rok gehad nie. Beide my troues was in die hof. My troue met John Savage was at downtown LA at the court there. Kyk vir jou. 5 minutes. There's a picture where the ceremony starts and 5 minutes later we were married. Jo. Ek en Laszlo is in Rodepoort by die hof getroud. Wait. Let's back up a little. Let's back up. So, ek weet meeste dogtertjies as hulle groot word, Apparently so, wil maar hulle, you know what I mean? nie Sandy Schultz nie. Wat Wat was die storie agter die storie daar? Is dit maar net because you're an actress, because we always want the spotlight and you know, nie alle actors nie is so alle, nie. okay? I think the marriages I observed were very traumatic. Mm, Sure. ja.
And so I never wanted to I get can married. relate. Mhm. Sure. There was violence, there was alcoholism. Ja. Jy weet waarvandaan ons kom en 100%. die 100%. Ja. dis nie altyd 100%. die gesondste verhoudings nie. Sure. So ek het altyd gevoel ek sal veiliger wees om nie te trou nie. En ek het altyd gedink, my motto was, the day you get married is the day you start saving for your divorce. Huh? Your motto. Ja, Dude, but I can understand if you have no blueprint for a healthy, yes. loving, nurturing, all the things wat hulle sê 'n huwelik is op papier. As van ons examples is nie, daar is baie min Ja. great examples uit ons gemeenskap uit, so baie mense gaan so aan, o maar julle is net so, well, like begets like, en jy sien dit and then it becomes your reality. So jy moet baie veg teen Soos byvoorbeeld, I have no good role models for dads. Sure. I hear you. So when you think of Father's Day for me, then I think of my mother. Mhm. She was the best dad for the job. Mhm. Mhm. So that is what I know Mm. as a dad. Mm. And then I look at other people's relationships with their dads and it heals me to Sure. see that it's possible. Come on. My niece's relationship with my brother is probably the best and the healthiest relationship in her life. Sure. He is, Dis hoe dit moet wees. like, he is her hero. Sure. And I think it's because he observed his dad and decided that he would be nothing like him. He Sure. could have gone that way, maar Ja. hy het gegaan, nie vir my nie. Dit laat my amper huil. Maar Sandy, dis 'n kwaai ding, ek dink, Ja, as hy dink van wat hulle sê toons, hulle sien hulle pa, die een kan en die een is ander- alkoholiek, die pa is alkoholiek, die een besluit, hy gaan drink, die ander een besluit, ek gaan dit nooit doen nie. En Dis die choices wat en hulle maak, ja. is so mooi om te sien dat julle albei kom uit dieselfde huis uit Mm. en te sien hoe hy besluit het om nie daai te wees wat hy gesien het, nie net in die huisie, maar ook in die gemeenskap. En ek sê altyd vir mense, vir my wat baie moeilik was van man wees, en nie is net van pa wees nie, want hoeveel pa's het gegaan. Nou ek wil net praat van man wees vir my vrou, daar's nie baie voorbeelde, goeie voorbeelde daar buite nie. Is ek moes maar baie gaan kyk het, gaan lees het, Ja. gaan soek het vir wat om te wees, and believe me, I failed so many times, en nog steeds, maar ons het regtig sterker rolmodelle nodig, Totally. vir man wees, en ook vir pa wees. Vir al in ons communities. Well, you know, they say if you don't heal what hurt you, you're going to bleed on those that didn't cut you. En hoeveel kere gebeur hy? Hoeveel kere gebeur hy? Het Laszlo van hy goed help gesond maak? Because you He were busy healed healing. so much of my sexual trauma Nee. because this was a man who he literally, in his phone, my name was Love. And people would meet him here, and he had the heaviest Hungarian American accent. So they knew immediately he was not South African. They'd say, "What are you doing here? What brought you to South Africa?" And he'd say, "Love." Sure. Sure. We were together 6 months when I got the job on Binnelanders. So dis And wat I hy had teruggebring het. I had to Solomon. call and tell him, listen, I know we said I'd be back in 2 weeks, but I'm not coming back. So you guys met in the States? Yeah. Okay. And that's okay, I'm coming. I'm coming here to South. Gewoonlik is mos die vrou wat agter die man, maar die was 'n man He uit. packed up everything
and followed me. I wasn't necessarily happy about it initially because I was a bit like, hey, we've been together 6 months. Kykie bara. This is very soon. He says he saw me because I met him on a film set. He said he saw me that first day sitting in my car and he just went, that's the woman. Maar Sandy, you've got that effect on people. Ek wil weet wat se Yes. ek wil weet wat se kar dit was. Nee, it's not the kind. Nee, like even in the moments waar jy so diep ween oor seer, Sure. you still draw people. Dit is een van die goeters, like your whole being, your hare, like everything is radiating. May not necessarily be happiness in that moment, but there is a tangible pull you've got. So ek kan verstaan dat die braga die, hey, ek gaan continents jump vir die Gertie. Ja. And he hadn't even met me. We hadn't even spoken to each other. That's apparently what it happened. Het jy nog nie 'n romcom gekykie? Sure. Daai is die skrip vir 'n romcom, I Sandy mean, you Shores. were in LA on the film set, so I mean, And that's the story he has always told and he always stuck by. That he saw me and he knew I was the one. And he literally, from that day, started pursuing me. And the man just was unequivocal about the fact that he loved me and I was. Hy was nie bang om vir jou te wys nie. Want hy soms dit wat met manne gebeur nou. This is not to say that our relationship was moonshine and roses. We broke up like 3 times ja. and just could not stay away from each other. Sê my gou wat wanneer was daai oomblik vir jou wat jy gevoel het soos hy voel oor jou wat jy besef het, dit ek kan nogals my lewe sien met hom. Was daar 'n oomblik? Wat was daai oomblik? So julle het just drifted saam. Het was seker jare. What? Wag. Wait, because kykie, wat jy nou hierso sê, mors met mense se koppe because Met my kop word. ek kan sien hoe reg. Want mense dink en ek noem die romcom nie omdat dit ons bedryf is nie, maar omdat dit is die fantasy wat verkoop raak aan die masses. So mense vergeet hulle actual choices in 'n matter of dat iets nie noodwendig uitspeel volgens hy resepie nie, maar dat dit nie beteken dat dit nie worthwhile pursuing is nie. The lightning bolt was not mutual. I had just broken up with someone like 2 days ago and was still in love with him. And the only reason we had split up, this was now post leaving. Yeah, You post- know, now like meeting all the Loslappie. Yeah. I'm Nice. free again. Come on now. Yeah. experiencing. Yeah. But this was somebody that I cared about, he cared about me. And the only reason we broke up was because he moved to another state. Wow. So that makes it tricky because it's not like it ended because we didn't care about each other. So dit was nog moeilik. Ek was nog, my kop was nog daar en hierdie ander persoon wat nou gaan, hi, Jy's fabulous, ek soek jou. Yeah. you know. Ek hoor jou. I hear Um, you. and also, I think I'm someone who's quite reserved. I've got very high walls. And I don't just fall. I was still healing. And it's like, okay, hang on. I don't know you. Let me get to know you. En dan kan ons praat. Maybe. En ook die rede hoekom ek nie aanvanklik so gelukkig was dat hy gekom het nie, is omdat ek in my huis gebly het in LA, hy het in sy plek gebly, en skielik is hy hier, en nou is ons geforseer om in dieselfde plek te bly. En vir iemand wat so, like, is as independent and self-contained as I am. Dis ongemaklik om iemand in jou space te hê. Ja. En ek moes leer en ons moes aanpas en we had to heal each other. And he was a refugee.
I'd like to tell the story that he won a disco dancing competition when he was like 21 in Budapest, and the prize was that he could go to Austria to go and compete in the next leg of the competition, and he was living in communist Budapest, communist Hungary. Toe het hy besluit, this is not the life for me, en hy het sy planne beraam om Te te ontsnap. defect. Mhm. Hy het nie vir sy ouers vertel nie en hy is sy enigste kind. Oh wow. Hy het nie vir sy meisie vertel nie. Hy is Austria toe. Hy het aan die kompetisie deelgeneem en die volgende dag he went to the American embassy and he sought asylum. En hulle het hom op 'n boot gesit en hy het gedink hy gaan New York toe. Toe hy land, dis hy al Nog En as 'n hy kan bietjie nie- ver uit mekaar uit. Hy kan nie Engels praat nie en hit the ground, running and hustling. And you've got it. En ek dink die kere wat ons opgebreek het was toe hy bang geword het. This is not a safe space for me. I've got to find a soft landing. I've got to find a safe space elsewhere. En ons het eendag 'n gesprek gehad oor die foon, want hy het toe na Hy het gelyn. Hy het na 'n ander stad toe gegaan to go look for the next thing. I asked him, when are you going to stop running? When are you going to realize that you have now run from Johannesburg to Cape Town? What are you going to do from there? Are you going to get on a boat? Is that going to keep you safe? When are you going to realize that it's us now? And we are together and we will figure this out together, that you are no longer alone. En hy het altyd gesê it was a turning point for him. Do you know what hits me? On this, as ons kom regtig, ons is almal 'n bietjie stikkend. Nee, ons almal het 'n bruise somewhere, 'n kneusplekkie, of die lewe of 'n geliefde het dit toegedien. So jy praat van jou hoë mure, maar hy het net sulke hoë mure that he had to build uit absolute noodsaak uit, because dis hoe hy survive het van hy moment af. Solomon, ek weet nie of jy weet of bewus is, maar of jy wat luister, daai lande waar hy vanaf ontsnap het at that time frame, dit was nie Ayoba nie. Dit en if they caught you, you died. You didn't just go to prison, you died. You didn't do that. En om daai stap te vat, om alles wat jy te ken te drop en 'n brand new identity in 'n ander plek, in 'n ander taal, daai vat baie. Maar het jy mettertyd agtergekom, it never healed, he never could settle, van hy het nooit daarvan ontslag geraak van hy need, amper sê ek need for speed, maar it's not what I mean, but like daai drang vir veiligheid. Maar nou gee jy dit vir hom, like, want daai space wat jy vir beide van mekaar gegee het, hy het goede in jou kom gesond maak. En jy kon daai recognize en sien, want dis wat in baie huwelike gebeur, of evens net long-term verhoudinge. Daai's die background music. I think what's essential is that we need to have the desire to heal each other's hurts. If we don't have that, then we are going to keep scratching that same wound and ripping. Jy gaan die roof afkrap. In plaas van om daai persoon se seer gesond te maak. En ek dink it's a desire that we need to have good relationship with anyone, nee. Het jy ooit daai vir jouself gehad, daai desire om jouself daai space te gee? Want ons is soms baie maklik om vir iemand anders daai function te verrig. Maar dan doen ons dit nie vir onsself nie. Ek dink ek is daai persoon wat
I retreat into myself. Dit was nog altyd my ding gewees. En die amazing ding van Laszlo, who loved me so much, is I would go into the study, I would disappear, and he'd stick his head round the door and he'd go, "You need some alone time?" And I'd go, "Yeah, okay." Nou los hy jou. En dan los hy my. Want hy het besef, dis iets wat ek nodig het, en hy het dit vir my gegee, al was dit nie wat hy wou gehad het nie. Hy het dit vir my gegee, want dis wat ek nodig gehad het. Kan ek gou vir jou vra op daai? Het jy het vir hom gesê, geverbalise, gedurende die hele verhouding, of het jy dit agtergekom? Van baie vroue wil hê ons moet hulle minds lees, you know. En Ek dink dit was 'n kombinasie van die twee. Ek dink aanvanklik was dit 'n if you could read my mind, love. Is mos. because is moeilik, because jy wil jou vrou gelukkig sien of jou partner gelukkig sien, en you know, dit wil jy regtig alleen losie, want sy gaan aan alle goedjies dink, en dan but they now, need that. this brings me back to wat ons vroeër gesê het van the ability to articulate in the moment Yes. what emotion you are feeling. Dis daai ding, ek dink baie vrouens sê niks nie, en dis nie net van figure it out for yourself, you should know. Ja. It's that I don't know. Sure. En ek moet gaan uitfigure wat gaan aan met my, sodat ek môre of oormôre vir jou kan sê, luister, in daai oomblik toe dit gebeur het, wat eintlik aan die gang was, is ek het gevoel, jy doen dit, en dit het my so laat voel, maar ek was nog nie seker wat dit was nie, en ek het dit nou vir myself uitgewerk en uitgefigure, en dis wat besig was om te gebeur, en nou kan ek dit met Nou jou kan ek dit vir deel. jou sê. Ek het 'n experience gehad byvoorbeeld waar ek en my man beklei het, en ek weet wat ek gedoen het was nie worth die grootte van die reaction nie. Maar dan gebeur dit 'n paar keer en I'm like, maar miskien is dit ek, en miskien is ek die irriterende factor. Toe kom ek agter, en ek het hier eendag het gevra, en hy was nogals 'n bietjie geskrik, want hy het nie so gekyk na homself nie. Toe gaan ek, watter vrou het jou so seer gemaak dat jy dit op my uithaal? Sure. Want dit was nie actually ek nie. Ek was maar net nog 'n vrou wat hy knoppie gedruk het, dat hy bruise weer gesqueeze het. En gelukkig, omdat ek hierdie werk doen en om mense is, en omdat ek ook al, soos jy lankal die self-exploration vibe doen, om nie te bloei op iemand wat my nie gesny het nie, I was aware enough to know, nee, hier gaan meer aan as net ek. Dit kan nie. Yes, I have the potential to irritate. Nobody is an angel, maar daai was nie ek nie. Daai moment was nie ek nie. En toe dit 2, 3, 4 moments raak, toe gaan ek, hang on, hier's 'n pattern nie. Elke keer doen ek iets en dan boom, blaas dit. Toe gaan ek, en toe kon ek mettertyd terugstaan en gaan, dis die ekkie, dis die ekkie, dis die ekkie. Dit gebeur nie net in huwelike nie, dit gebeur in alledaagse verhoudings, met vriendskappe, met mense met wie jy werk, met kollegas, ja. waar iemand se reaksie teenoor iets wat jy gesê het so oordrewe is volgens jou, dat jy dit nie verstaan nie. En dit het nou al 'n hele paar keer met my gebeur. En dit het my ruk gevat om te gaan, oh, hang on. This is not about me. This is your wound. And if you want to talk about it, then we can. But this is actually not about me. Kan ek gou vir jou vra, die volgende vraag. Jy is nou terug in Suid-Afrika, hy besluit 6 maande daarna, hy wil ook kom, jy is nou in een huis. Jy het die gevoel dat jy moet nou bly in die verhouding, want die man het, kilometers upon kilometers getravel. Continents En hy is nou hier by jou. So I'm in this thing now, so ek moet nou hier bly, and I have to, work through this. Ek dink dit was 'n gedeelte van my wat so gevoel het. Okay. Maar dit het my nie gekeer om
te sê, toe dit nou nie vir my werk nie. Ja. So yes and no. Maar dit is baie maklik om like, to feel that trapped. Yes. And because of my particular wounds, as an incest survivor, as a rape survivor, the worst thing you can do to me is make me feel trapped. Sure. Because I am going to retreat and I am going to run. Sure. Because that is one of my biggest wounds. At least I'm aware of it. Maar so in daai geval, ek sal tot op 'n stadium bly, maar ek gaan moet ontsnap. Wanneer was jy veilig genoeg om daai wond met hom te deel? Because ek dink selfs al raak 'n mens gesond, it's still a lot of survivors dra so baie shame met goed wat buite hulle beheer gebeur het. Maar the survivor or the person who went through it, hulle dra die skaam in hulle liggame en in hulle interactions, nie noodwendig die perpetrators nie. So om konteks te skep vir jou reaction, moet 'n mens soms verduidelik wat is die source. Daar was baie van daai gesprekke gewees, maar ek dink op my reis, sorry I'm speaking so much English, That's but fine, it's girl. emotional stuff Yes. which will immediately take me into English. On my journey to healing, so that I don't bleed on the person who didn't cut me, I have no shame about what happened to me. Absolutely none. Good. What happened to me happened because some other MF decided to take advantage, decided to violate me. That's on that person, not on me. So I carry absolutely no shame, and I want to look straight into the camera when I say this. If this has happened to you, if you are a survivor of domestic violence, of sexual assault, of rape, of incest, it's not your fault. Somebody else chose to do this to you. You need feel no shame because this is something somebody else chose. You just happen to be the person that it happened to. So you can hand that shame right back here. Take it. It's not mine to carry. Ek is baie bly jy sê dit en ek het dit baie spesifiek gevra kos dis die narrative wat ek hoor van baie mense wat nou uiteindelik kan praat. Men daar's mos daai refrein. Hoekom praat jy nou eers? Hoekom het jy nie toegepraat nie? Want hulle vergeet. Baie keer kinders 12 jaar stil gebly. Ek was 4 toe dit begin het. Ek was 16 toe ek uiteindelik uitgewerk het. Hang on, I did this. I was wearing that. How is this my fault? This isn't my fault. En toe het ek kwaad geword. En dit was vir my nodig om kwaad te word om myself te red uit daai situasie uit, om uiteindelik vir my ma te kan sê, listen mom, this is what's been happening. Want hy het altyd vir my gesê, if you tell anyone, they're gonna say that it's your fault. They're not gonna believe you. Dis die speletjies wat hulle met kinders se koppe speel wat nog glad nie ontwikkeld is. Ja. So I carry no shame around my sexuality or around my body because none of that is my fault. Sandy, dankie dat jy nou met ons so diep deel. Hoe kom iemand wat gegaan het waar jy gegaan het by daai plek om nie net te praat nie, maar ook om te sê dat I carry no shame, because ek dink maybe die iemand gaan sien, maybe die met 'n therapist gaan praat, maybe jy van die almal het
beskikking tot Access, ja. access tot daai goedjies. Of evens access om te weet dat daar daai tool is om jou Ja, healing te so help. net om iemand te versterk wat nou gepraat het, Mm. vir ma gesê dis wat gebeur het, vir Antie gesê dis wat gebeur het. Jy sien, Wat doen jy van daar af nou? die grootste probleem, my ding is, you have to speak up. Hmm. You have to tell Yes. somebody, you have to find somebody that you trust and tell them what's happening to you. Die grootste probleem is, sometimes the women in our communities are not safe spaces either. Hoe praat jy? En hulle sal vir jou sê, maar hoekom het jy toegelaat? Mhm. Hoekom het jy niks gedoen nie? Mhm. Jy het hom verlei. Hoekom het jy daai rok aangehad? Of dit gebeur met almal. Sure. Of Hoorie, ons het 'n ou gehad in ons dorp, nê? Wat meisies gevang het. Almal het geweet hy vang meisies. Maar as vir die meisies gesê, avoid daai ou want hy vang meisies. Hy's nooit uit die society uitgehaal nie. As eers toe ek 'n groot mens is, toe gaan ek, hang on. Julle groot mense het geweet, daar het niks met my gebeur nie, want hy het geweet my ma is 'n nurse en sy was bekend en geken. So ek het 'n vermoede gehad, he would have never touched me. Maar dan wonder ek, wie anders om my het hy miskien, want almal het geweet, maar niemand het iets gedoen nie aan hom nie, want hy het ook van 'n familie afgekom wat soos die skoolprinsipaal toe ek in standaard 5 was, wat my inroep, want ek is so slim en you've got this whole, you need to go into whatever because you are so intelligent, terwyl hy agter my staan en sy hande in my hemp afdruk. yeah, Sandy. Nee. Dis die mense wat daar buite is, maar I'm Sure. getting sidetracked. Ek wil net sê, you have to speak up. You have to break the silence. Want dit is wat fout gegaan het met my. Ek het vir 12 jaar stil gebly. En as ek vroeër iets gesê het, somebody could have helped me. Sal jy so seer So- gekry het, nee. En die ander ding is, wanneer jy vasklou aan daai geheim, dis soos 'n pitsweer wat groei en jou liggaam van binne af vergiftig. Talking is like lancing the boil and releasing that poison. So dit is my groot ding. Praat daaroor. Terapie help. Dit was nie die grootste ding wat vir my gehelp het nie. Ek het baie geskryf. Sure. Ek het gedigte geskryf. I did art. I painted things. Rokke gemaak. Creativity Creativity. helped save me. Maar dit gaan nou baie snaaks klink, maar die grootste ding wat my gehelp het, is op 36 was ek by 'n partytjie in 'n woestyn buite LA, en ek het iemand gesien wat besig is om te hoepel. Yes! Dis een van my memories van Sandy is hula hooping. Dude, like sy's kwaai En toe lappies aan dink ek, my. well, I used to be a dancer, I can do this. Toe vra ek vir haar of ek kan probeer, en 2 spins around my body and the hoop dropped, and I was like, okay. En sy het my letterlik aan my arm gegryp en gesê, no, come here, do this, put your foot here, do this. 5 ure later, is ek nog steeds daar. Sy moet vir ons 'n demo, sy moet haar video's gaan kyk. En Reg. it was one of the things that saved me, because it allowed me to use a part of my body that I had frozen. Wow. It allowed me to give my inner child, the little girl in me who was molested from the age of 4, from before she had any concept of what was right or wrong, what should happen, what shouldn't happen. All she wanted was to be loved. It gave that little girl the opportunity to play and to use this part of my body for fun and for play.
rather than as something that can hurt me. And truly, I still have hoops all over my house. Ja. And I will always maintain that it was one of my biggest healing tools Wow. on my path to healing my spirit was hula hooping. I couldn't hoop as a child. I literally learned at the age of 36. Weet jy wat gee jou storie die hele tyd vir my terwyl jy praat? Want ons het mos sulke wille timelines in ons koppe, teen die ouderdom is die, teen die ouderdom is dit. Veral vir ons vroue, want ons het nie net ons expectation, maar ons het ook 'n supposed biological clock wat tik en mense wat ons remind. Maar wat ek hoor nou die hele tyd weer is hoe jy nie defined is deur jou age waar jy leef nie, of 'n nuwe skill bykry of 'n nuwe level bereikie, dat jy nie ophou nie, dat jy nie ophou reinvent, relearn, redo. En ek dink dit is vir my baie inspiring. Want 'n man wil soms gaan, en jy weet in ons gemeenskap, hier teen 60 is mense in hulle koppe klaar. Maar hier's jy nog aan die begin. I can't even see 62 in your being, not on your face. Daar is 'n plooi van 'n kykie ek sit die baie naby en daar is nie 'n plooi nie. Weet jy wat sy gebruik, maar daar is nie 'n renkel nie. Jy sien vir 'n hyper close-up op diepe water. Daar is die renkels nie. Hula hooping, Michael. Hula hooping. Hula hooping. You know, George, but one of my favorite sayings is by George Bernard Shaw, which is that people don't stop playing because they get old. They get old because they stop playing. But I want to take that a step further. I think we get old if we stop learning. So I am constantly on a journey to learn something new all the time. If not every day, Ja. just constantly exploring, learning new things. I'm learning French on Duolingo. So I am really learning something new every day. When because, when you're done, we can speak. Shant? Wait. Yes, daai is 'n baie hoorie. Nou, maar dis wat Je ek wil wil sê. wanneer? Dis wat ek wil sê wat ek nou weer agterkom en wat ek heeltyd hoor is sy's besig om dinge te discover en aan te hou explore en wakker te skrik en te sê hey, dis nie vir my nie, want kyk hier wat is om lewe vir jouself en nie te wag vir my beter helfte om lewe vir my beter te maak Ou, nie, maar om te weet dat hey, ek kan dit ook op my eie doen deur nuwe dinge uit te probeer, te explore. Maar ek dink in verhoudings, in 'n huwelik, that's what keeps it fresh. Yes. If you explore new things together. Grow together. Okay. Nee, Oh, wag, wat? nee, ek het dit iets gedink maar ek dink sy het gesien. Ja, hy is baie soos man. Sandy, like, ek dink dis die ander ding ook, dis nou 6 jaar later, maar die hele wêreld is tot stilstand geruk deur 'n event. Want ek dink niemand sou kon imagine dat ons almal as 'n samelewing maak nie saak waar jy is, sou saam deurmaak nie. Maar ek dink een van die tye van die goed van hy tyd wat my baie ruk is die depth of loss. Loss has always been around, maar we had rituals before to deal with it, to cope with it, to get community. Maar daai tyd met COVID het hier een van die grootste losses vir jou getref. Sekerlik hectically unexpected, maar Die ironie is vandag, ek weet nou nie wanneer hierdie uitgaan nie, maar vandag is die 26ste Maart. wat ons dit opneem, ja? Ja. Die 26ste Maart is die dag wat lockdown begin het in 2020. Laszlo is die 26ste Mei oorlede. So presies 2 maande na lockdown. Toe ons nog almal in ons huise was. Level Dat- 5 vibe. Yeah, you couldn't go anywhere, you couldn't do anything, people couldn't come to your house. En dit was moeilik, hoor. Maar I think one of the things that saved me is, first of all,
'n baie goeie vriendin het reg aan die begin van hierdie paadjie wat ek nou stap vir my gesê, grief is a bitch. Hmm. And she is going to come and F-word you Sure. unless you submit and let her have her way with you. Don't fight it. Don't try to pretend that you're not grieving or that you're not filled with sorrow. Just experience what you are experiencing. En dis wat ek gedoen het. En ek het ook rituele gehad. Okay. Van die dag wat Laszlo oorlede is, het ek 'n kers aangesteek. Dis 'n groot kers. Wat jy in die kerk Ja. kry. Ja. En dit vir 40 dae en 40 nagte laat brand. Toe daai kers amper klaar gebrand het, het ek nog een gaan kry, daai een aangesteek by daai tot daai 40 dae en nagte verby was. Ek het elke dag 'n origami crane gevou Wow. en put it in a bowl vir 108 dae. 'Cause the Buddhists have, when you doing a mantra, you do it 108 times. And that is a cycle of completion. So ek het vir 108 dae elke dag 'n kruin gevou. And I think ek het sodoende van my hartseer verwerk. But I mean, it's a long journey. And there's a thing about grief where they describe it as a box in a ball, a ball in a box with a pain switch on the side. And initially, the ball fills the box, and so that pain switch is activated all the time. And over time, it's like a balloon that the air goes out and it gets smaller, and then the balloon starts bouncing around the box, and only occasionally does it hit the pain switch. So over time, that pain lessens, but you still have moments. And then the other analogy that I heard recently was, it's like a pocket full of glitter, where initially you stick your hand in your pocket and you pull it out and it's just glitter everywhere and you cannot get rid of it. And then over time you start sweeping it up until one day you stick your hand, it's like there's been no glitter for however long. One day you stick your hand in your pocket and there's a piece of glitter. And instead of making you cry, it makes you smile. And you have a glimmer of the good memories. So those are two analogies that make sense to me. You know, I still grieve. And no, I'm not 40 anymore. I have no desire to rush out and rush into a new relationship. I'm very happy on my own. But hopefully, if and when somebody comes along, I will have learned enough lessons and I will have healed enough of my own wounds to be able to meet them, and hopefully they are healed enough too that we could be more together. Want ek dink dis die ding, more together than apart. Want ek dink as man of vrou so vol is dat jy, as jy by hulle uitkom, wegvat, dan moet jy nie dit aan hulle doen nie. I know that I'm enough. So if I'm going to be with you, you need to make me feel like I am more than I am on my own. Die interessant van 40, ek weet of jy weet wat die so 40 is beteken van, jy sê jy het vir 40 daai kers gebrand, wat baie interessant is. En 40 beteken vir Christene beteken dit 'n nuwe seisoen. So as jy kyk na
Die Israeliete was het 40 jaar, soos 'n nuwe begin. Jesus het vir 40 dae en nagte gevas. Noag was vir 40 dae en nagte op die boot. So 40 beteken 'n nuwe seisoen, 'n nuwe begin. Ja, wat baie Well, interessant the is. Kersbrand it's a Buddhist tradition where the soul is in the bottom for 40 days and nights. Sure. So if you keep a candle burning, then it is the sign for the soul to head towards Jy the kan light. kan jou weg kan uitvind uit die donkerte Ja. uit. Is 'n waymaker. Sure. Yeah. Sandy, It's net. vir jy kan mos nou om jou kyk hoe seer mense het. Dit lyk vir my toenemend. Jy sê nou jy's oop daarvoor as jy iemand encounter wat ook gesond is, ook hulle werk gedoen het en waar julle mekaar se lewens kan verbeter en kan aanvul. Ek kyk rond en ek sien baie min sulke voorbeelde van almal is asof hulle gedefault het na the worst possible human behavior We're to all broken. Yeah, in ek nee, in weet. some way. Some just more so than others. But I think the desire to heal ourselves and to be the best versions of ourselves is important if you want to step into relationship with not just a romantic partner, with anyone else in your life. Ek sien ook jy deel baie openhartig op TikTok, especially die laaste ruk, especially al die seer wat jy deurgemaak het. Maak daai 'n bietjie die seer ligter om so openlik, want onthou dis nou strangers en hulle kan dalk goed sê out of context en Breaking the silence, Come on. lancing the boil. Come on. En dit gee ook vir ander mense die geleentheid om te gaan. My husband died in his sleep. My mom passed away suddenly. My mom passed away after a long illness. I lost my maak ons eie children. village, ons community. It's allowing people to voice their own pain and to be witnessed. Ja. We all need to be witnessed. Sure. And by me providing the platform of my own pain, it's allowing other people to go, this is what happened to me. As jy oor 'n paar jaar terugkyk, as ons enige van ons nog jare gegeen word, because we don't know, right? Wat sal jy graag van jouself wil gesien het? Hulle sê ons altyd, as jy nou is, watter brief sal jy vir jou 18-jarige self stuur? Maar I'm wanting to project a little bit ahead, want dis dalk deel van die roadmap wat jy vir jouself gestel het vir goed om aan vas te klou as jy die volgende tree gee. Wat sal jy wil behou van waar Sandy nou is, en is daar ietsie wat jy dalk wil drop? Insecurity. I think we all have our insecurities. Nice. Maar wat interessant is, I have a strong sense of mortality now. Ek het so oornag besluit. Ek gaan 'n trip vat Europa toe. Yeah, girl. Ek was besig om te chat met 'n goeie vriendin van my. Sy het gesê sy word 40. Ek sê I'm so sorry I can't be this. Sy het gesê I'm so sorry you can't be. Toe gaan ek, hang on. I can Hoe be is ek there. sorry? Why can't I? I I keep saving for this projected old age or older age. Who says it's coming? I know from experience, Laszlo didn't have that. Sure. So why am I depriving myself of experience because of this imagined older age that's coming? So I booked myself a ticket and I went to Holland for 5 days. I saw my best friend from drama school, who I hadn't seen in 11 years. I went to
the UK. I was there for my friend's birthday. Then I went to Berlin to go and see Dion Maas, who I haven't seen in 9 years. And the entire trip was about connecting with loved ones. And then I came back and I got the news that Solly had died. And it just reiterated for me Sure. that my decision to take that trip was correct, Come on. because tomorrow is not assured. Sure. Nee. And on that note, for anyone in relationship, in a marriage, mother, daughter, siblings, you are not assured that that person is going to be here tomorrow, or that you are going to be here tomorrow. Tell them you love them. Sure. Do for them while they're here. Sure. Ja. Don't give them their flowers once they're gone. Dis wat ek gesê het met Solly se passing, kos ewe skielik toe erupt die internet met, toe gaan ek, waar was julle die laaste paar jare toe die bra gesukkel het, of toe hy 'n brawe step gevat het, toe's almal nou wat hy dood is, nou is almal skielik sy besties, en I'm like, dis wat my die hele van sy, en ek en hy was eers tyd nie. Ons het mekaar geken, maar ons was nie I'm godmother to his oldest child. Staan sy? He Jy was took op- me in. When I was 22. Van hy is Solly, daai Solly, he's cool. So that's Nie the one Solomon, thing. Solly nie, Solly. That's the one thing I want to say. Sure. Don't take your partner for granted. Don't take your loved ones for granted. You might not always have them. The one thing that I would have loved to be able to do is to tell Laszlo I loved him one last time. Because we went to bed that night and we slept back to back. And he woke up the next morning and went cycling, and I was still asleep. And that was it. He had his heart attack and basically died. I mean, he only died 9 days later because somebody did CPR on him, but he was gone. He never regained consciousness. So that is the one thing. I hope that he knows how much I loved him. But I would have wanted to really, before we fell asleep that night, make sure that I told him, I love you. You are special to me. So, tell your loved ones you love them. Hug them. Try to get over the whatever it is that's between you that's making that hard to do. Because tomorrow is not promised. Sandy. Weet jy nie? Ek en Solomon sê die hele tyd vir mekaar, like, we have ideas of like how a conversation is going to go. Nou, as ons in die conversation and then it blows anything wat ons kon gedink het uit die water uit, because like we're meeting a human where they are in that moment, and thank Vader we can create space vir ons ook om saam met, so uit die diepte van my binneste uit wil ek vir jou baie dankie sê, because om so eerlik, daar is iets wat ons mensdom ook mee sukkel, is nie net die healing nie, is die honesty met self en die honesty met anders, en jy is so 'n beautiful voorbeeld daarvan, en ook die reminder, die call to action is vir ons almal, because at any given point kan iemand ons irriteer. I mean, ek kan vir Solomon irriteer, of Solomon vir my, en dan kom sit ons hier, en dan kan ons nie die beste kry nie, because ons het goede nou hier opgemaak, whether legit or no, maar die ding wat ek nou net weer by jou gekry het is, let go, die moment is die moment, môre may be great, maar hier is ons nou, so kom ons wees ons volle humanity, en as jy nou hier inskakel, en is jou eerste trou as die perekopie, ek is vir jou baie bly,
Because ek dink ons moet almal wakker skrik. Ons moet almal wakker skrik vir daai jy het nie nodig dat iemand in jou lewe doodgaan. Iemand naby aan jou, 'n close loved one, dat dit voel jy het 'n been of 'n arm verloor het. Jy het nie daai experience nodig om te get over yourself nie. Dis wat ek uit Sandy se boodskap uit kry. Don't wait. Don't delay. Die wêreld sê die heeltyd vir mense, ek hou nie van jou nie. So if you love someone, let them rather be overflowing with the knowledge that you love them. To counter all the good that's coming in. En ook, soos Sandy sê, dat dit op hulle selle geprint is dat iemand hulle liefhet. Because we need that. Was dit reg nodig en like en subscribe Ona, dat jy nooit weer 'n episode mis nie. En Sandy, so lief vir jou. Dankie. Dankie Louise, ek is lief vir jou. En dankie dat jy my genooi het om saam met julle te wees Baie vandag. dankie. Nie uit vir Oskol bless. Dankie. Ek gaan nou vanaand my kind pap druk. Die kind gaan nie weet wat aangaan nie, nee. Maar Auntie Sandy het gesê ek moet vir jou sê ek is lief vir jou. Sure. Ons het so 'n rympie elke aand. Juis want hy's klein, ek wil dit print op sy hele being. Dan gaan ek aan lê. So net voor aan die slaap raak, gaan ek. Do you know how much I love you? Hy weet nou al gaan hy, ja, mama, too much. En deel van die rympie is, do you know what will make me stop loving you? Aanvanklik het hy nie geweet nie tot ek hom getrein het, dan gaan hy, nothing, mommy. Gaan ek, are you sure? Not even when you fought. Dan gaan hy, no, you might screw up your face and get like angry, maar you won't stop loving me. Want ek wil hê, die moment waar hy voor 'n split in sy pad staan, en hy weet nie waar toe nou nie. Maar hy gaan, ek wil nie vir my ma sê nie, maar sy's lief vir my, maak nie saak wat nie. Ek kan na toe gaan. If I am the only safe person for him on this planet, Sure. then I've done my work. Maar I do think I have the capacity to expand that to others around me that I touch. Dis dalk my next layer of work. In Sandy Schultz het vir ons nou daai, wel vir my. Ek weet nie van jou nie so, Ja, ja. maar sy daai vir my nou hier kom. Hier voor. Alois het alles gesê. En baie dankie vir baie dankie. Dankie Solomon. Kry ons by die volgende Dankie een. vir julle. Next one.